In vandag se lesie van faktorisering gaan ons alles wat ons nou in verband met faktorisering geleer het, gaan ons in alles toepas. Ons gaan 'n gemengde oefening doen waar ons elkeen van die reeltjies in terme van faktorisering moet gebruik. Goed, kom ons kyk gou-gou wat het ons geleer met faktorisering. Die eerste ding wat ons geleer het, ons altyd voorkyk met faktorisering is ons grootste gemeene faktor. Wat is ons grootste gemeene faktor? Ons grootste gemeene faktor het ons gesien is die grootste faktor wat in elke term van die polinoom is. Kom ons kyk wat het ons nou met gemeene faktore gehad. Met ander woorde, as ons gekyk het, dan is dit byvoorbeeld, as ek het 3a plus 3b minus 3, dan het ek die 3 gemeenskaplik uitgehaal en ek het oorgehou a plus b minus 1 in die hakie. Toe het ons gesê, wanneer ons die grootste gemeene faktor het, kan daar ook 'n voorbeeld wees dat 'n hakie 'n gemeene faktor is. Ons het gekyk na 'n voorbeeld as hakies die gemeene faktor is, dan het ons gesê dit is byvoorbeeld 2x a plus 2b minus 3 maal a plus 2b. Dan het ons gesê ons gemeene hakie is dit wat ons dan uithaal, ons behou die hakie. So ons het a plus 2b is ons gemeene faktor wat ons dan uithaal, ons behou ons hakie, en dit wat oorbly is dan in die volgende hakie is die 2x minus 3. Toe het ons gepraat van ons verandering van ons tekenreël. Kan jy nog onthou hoe werk die verandering van die tekenreël? Die verandering van die tekenreël is ook wanneer ons hakies het. In die geval is dit wanneer ons hakies amper dieselfde lyk. So ons het byvoorbeeld 2x a minus 2b en dan het ons minus y 2b minus a. So as ons na dit kyk, kan ons sien dat hierdie a minus 2b en 2b minus a is mos nou amper dieselfde. Die verskil is net die tekens. Dan het ons gesê, ons gaan ons gemeene hakie dieselfde maak en ons doen dit deur die teken te verander. Daai teken verander ons van 'n min af na 'n plus toe en ons draai ons tweede hakie om. Nou kan ons sien, ons het 'n gemeene hakie wat nou presies dieselfde is. Met ander woorde, ons behou ons gemeene hakie en ons haal hom uit as 'n volledige hakie en wat oorbly is dan daai 2x plus y en dit is my volgende hakie. Toe het ons gesien, ons gebruik ook jou gemeene faktor by groepering. Nou wanneer gebruik ons groepering? Ons groepering het ons gesien, gebruik ons by 4 of meer terme. En dit is wanneer daar nie 'n gemeene faktor in al 4 die terme is nie. So as ons groepering gebruik, het ons byvoorbeeld 'n faktoriseer sommetjie wat vra faktoriseer ax minus ay plus 2x minus 2y. Nou as ons na hulle kyk, dan gaan ons sien dat daar 4 terme is en hulle het nie almal 'n gemeene faktor nie, maar die eerste 2 het iets in gemeen en die volgende 2 het iets in gemeen.
So ons gaan hulle so saam groepeer, dan gaan ons uit die eerste 2 terme haal ons A gemeenskaplik uit, en daar bly X minus Y oor, en die volgende 2 terme haal ons 2 gemeenskaplik uit, daar bly X minus Y oor, en dan kan ek nou weer sien, ek het 'n gemeene hakkie. Met ander woorde, my volgende stappie gaan wees X minus Y maal met A plus 2. En dit is dan my finale antwoord. Toe ons na dit, is die tweede een waarvoor ons altyd uitkyk, is ons verskil van vierkante. So ons verskil van vierkante, het ons gesê is 'n kwadraat minus 'n kwadraat. Die manier wat ons hom herken, is daar is altyd 2 terme. Altyd 2 terme, en die 2 terme word geskei deur 'n minus. Albei terme is volkome vierkante. Dit is dan die laaste ding waaraan ons hom herken, is 2 terme, altyd 2 terme, die 2 terme word geskei deur 'n minus, en albei terme is volkome vierkante. Baie belangrik het ons gesê, enige eksponent wat 'n ewige getal is 'n volkome vierkant. Met ander woorde, nie net x kwadraat nie, so dit is enige eksponent wat deelbaar is deur 2. Byvoorbeeld, x kwadraat, x tot die mag 10, y tot die mag 100. Enige getal wat deelbaar is deur 2. Z tot die mag 50. 50 is ook deelbaar deur 2. So dit maak hom 'n volkome vierkant. Goed. Voorbeeld waarna ons gekyk het is byvoorbeeld x kwadraat minus y kwadraat. Die reël wat ons dan toegepas het is ons 2 hakkies. Een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus. In die eerste hakkie is die eerste term is die vierkantswortel van x kwadraat, en in die tweede hakkie is dit ook die eerste term, en die laaste term is die vierkantswortel van y kwadraat, die vierkantswortel van y kwadraat. Met ander woorde, ons reël sê vir ons 1 hakkie plus 1 hakkie min, en dit is dan x plus y, x minus y. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kan kyk, is 16x tot die mag 4 minus 1. As ons kyk na 16x tot die mag 4 minus 1, dan sien ons hierso, dit is 2 terme wat geskei word deur 'n minus. 16x tot die mag 4 is 'n volkome vierkant, 1 is 'n volkome vierkant, my reël is my 2 hakkies, 1 hakkie plus 1 hakkie min. In die eerste term is die vierkantswortel van 16x tot die mag 4. Die tweede term is die vierkantswortel van 1. En onthou, altyd met faktorisering moet ons altyd so ver as moontlik faktoriseer. So ons het hierso 4x kwadraat plus 1 maal met 4x kwadraat min 1. As ons nou weer kyk, dan kan ons nou baie duidelik sien, ons het in hierdie hakkie weer verskil van kwadrate, want ons het 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Met ander woorde, ons het nog nie klaar gefaktoriseer nie. Ons het 4x kwadraat plus 1. My reël sê vir my met verskil van vierkante, ek het 2 hakkies. 1 hakkie is 'n plus, 1 hakkie is 'n minus. Dan is die eerste term in die hakkie is die vierkantswortel van 4x kwadraat. Die tweede term in die hakkie is die vierkantswortel van 1. As ek hom dus faktoriseer, gaan ek kry 4x kwadraat plus 1 en dan maal met 2x plus 1, 2x min 1. Nou is ons wel klaar gefaktoriseer.
Die laaste ding waarna ons dan oplet, is 'n kwadratiese 3-term. Die kwadratiese 3-term bestaan altyd uit 3 terme, en hierdie 3 terme is altyd in 'n bepaalde volgorde. Dit is dalende magte van x. Met ander woorde, ons standaardvorm is die vorm waarin ons hom altyd moet skryf as ons kwadratiese 3-term het, en ons standaardvorm is x kwadraat, x ensovoorts, of x kwadraat, xy, y kwadraat. So byvoorbeeld het ons gesien, as ons het x kwadraat plus 5x plus 6, dan het ons met hierdie gesê, die plus beteken, die tekens in die hakies is dieselfde. En wat gaan die tekens in die hakies nou weer wees? Die tekens in die hakies is die teken wat voor die middelterm staan. So dit is die teken wat ek in die hakies moet gaan skryf. Met ander woorde, daar moet 'n plus en 'n plus kom. Die faktore van x is x en x. En dan het ons gesê, die faktore van 6 wat se som gaan oor die teken voor die laaste term, beteken dit moet die som wees, wat se som vir my 5 gee. Dan het ons gesê, ons kyk na 6 se faktore, dis 6 en 1 en 3 en 2. 6 en 1 se som gee nie vir my 5 nie, dit gee vir my 7, so dit moet 3 en 2 wees, so 3 en 2 is wat in die hakkie moet kom. Toe het ons ook gekyk, as ons kyk na x kwadraat minus 5xy minus 6y kwadraat. Dit is die volgende vorm van 'n kwadratiese 3-term. Dan het ons gesê, as ons kyk na hierdie teken, beteken dit die tekens in die hakies gaan verskil. Met ander woorde, ek gaan my 2 hakies skryf, een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. Die faktore van x is x en x. Van y is y en y, maar verder moet ons nou bepaal wat die koëffisiënte van y gaan wees. Die koëffisiënte van y gaan ons vind mos deur die faktore van 6 wat se verskil vir my minus 5 moet gee. Wat is 6 se faktore? Onthou, daai verskil gaan oor die teken wat voor die laaste term staan, omdat daai 'n minus is, moet die faktore verskil. Wat is 6 se faktore? 6 se faktore is 6 en 1 en 3 en 2. Nou as ons net gou kyk na 3 minus 2, dan kry ons 1 en 2 minus 3 is minus 1, so dit is nie dit nie. Nou moet ons net kyk na watter faktore van 6 is dit. Dit moet vir my minus 5 gee. Met ander woorde, dit kan nie 6 minus 1 wees nie, want 6 minus 1 gee vir my 5. Met ander woorde, dit moet 1 minus 6 wees, want 1 minus 6 gee vir my minus 5. Met ander woorde, die 1 kom saam met die plus, en die 6 kom saam met die minus. So as ek hom gefaktoriseer het, dan is daai my finale antwoord. Onthou altyd dat julle antwoordjie weer kan toets deur sommer net weer uit te brei. Met ander woorde, deur jou faktore weer met mekaar te vermenigvuldig. Goed, kom ons gaan kyk sommer na 'n paar voorbeeldjies van gemengde faktorisering. Onthou, baie belangrik,
Jou vraag sal altyd wees, faktoriseer die volgende volledig. Goed, onthou, hierdie is nou gemengde voorbeelde, so ons moet alles toepas sodat ons so ver as moontlik kan faktoriseer. Die eerste voorbeeldjie waarna ons kyk is 3a² minus 12b. Goed, wat sien ons? Ons sien dit is twee terme wat geskei word deur 'n minus. Met ander woorde, ek het my 1-2 terme en hy word geskei deur 'n minus. Maar ek sien dit wat ek het is nie volkome kwadrate nie. Wat ek wel het is 'n gemeene faktor. Wat gaan my gemeene faktor wees? My gemeene faktor is 3b. As ek 3b by die eerste een uithaal, dan gaan daar oorbly 'n a². Met ander woorde, daar's my a² en dan het ek minus en 12b gedeel deur 3b gee vir my minus 4. Onthou wat ek gesê het, elke keer in jou stappies kan jy weer toets of jy reg gewerk het, deur mos nou te vermenigvuldig. So jy kan gou sê, 3b maal met a² is 3a²b. Met ander woorde, jy's reg. En dan kan jy gou sê, 3b maal met minus 4 gee vir my minus 12b. So jy weet, jy het reg gewerk. Met ander woorde, ons is so ver op die regte pad. Goed, nou as ons verder wil gaan, kan ons nou sien, wat het ek in my hakies? In my hakies het ek nou 1-2 terme wat geskei word deur 'n minus, en hulle is albei volkome kwadrate. So ek gaan my reël toepas, ek het my 2 hakies, 1 hakie plus, 1 hakie minus, in die 1 hakie kom die vierkantswortel van a² as eerste term, en in die vierkantswortel van 4 is my tweede term. Met ander woorde, my finale antwoord gaan wees 3b, a plus 2, a min 2. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk. 3x tot die mag 3 minus 21x² plus 36x. Goed, wat sien ons hierso? Ons het 1, 2, 3 terme, so ek dink al in terme van 'n kwadratiese 3 term. Belangrike vraag wat ons moet vra, is daar 'n gemeene faktor? Ja, daar is 'n gemeene faktor. Wat kan ek doen? Ek moet die gemeene faktor in die eerste plek uithaal. Wat is my gemeene faktor? My gemeene faktor is 3x. Dis die grootste faktor wat in elkeen van die terme voorkom. As ek 3x as gemeene faktor uithaal, dan bly daar by die eerste term 'n x² oor. By die tweede term bly daar 'n minus 7x oor. By die laaste term bly daar 'n 12 oor. Nou kan ek duidelik my kwadratiese 3 term sien, want as ek nou kyk, sien ek my 1, 2, 3 terme. Hy is in die regte volgorde van 'n 2 en 'n 1 en nie 'n x nie. So, ek kan my reël gaan toepas. Wat sê my reël vir my? Ek het 2 hakies. Goed. Volgende belangrike ding, hier is 'n plus, dit beteken die tekens is dieselfde. Wat gaan die teken in die hakie wees? As die tekens dieselfde wees, moet dit die teken wees wat voor die middelterm staan. Met ander woorde, dit gaan 'n minus en 'n minus wees. Die faktore van x is x en x. Dit gaan oor die faktore van 12, wat se som vir my 7 gee. So 12 is 12 en 1, 6 en 2, 3 en 4. Dit gaan nie 12 en 1 wees nie, ook nie 6 en 2 nie. Met ander woorde, dit is 3 en 4, want 3 plus 4 gee vir my 7. My finale antwoord is dus 3x, x minus 3, x minus 4.
Derde voorbeeldjie, onthou ons vraag bly, faktoriseer volledig. Ek het 4ab² plus 20ab minus 4abc minus 20ac. Goed, die eerste ding waarvoor ons altyd kyk mos is 'n gemeene faktor. As ons nou hier dink, dan kan ons nou sien, ons kan dink in terme van groepering. Okay? Maar die eerste dingetjie wat ons moet sien, want onthou, wanneer ons 4 terme of meer het, dan gebruik ons mos groepering. Maar die belangrike ding wat ons heel eerste mos altyd voor kyk is vir 'n gemeene faktor. As ek kyk na hierdie sommetjie, dan kan ek sien, ek kan 'n 4a regdeur gemeenskaplik uithaal. As ek die 4a regdeur gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor b² plus 5b minus bc minus 5c. As julle nou mooi kyk na die terme binne in ons hakies, dan het ons nou 4 terme, met ander woorde, ons gaan groepering kan toepas. As ek kyk na wat ek saam wil groepeer, dan gaan ek sien hier die eerste 2 kan ek saam groepeer, want ek het 'n b daar gemeenskaplik, en die volgende 2 kan ek saam groepeer, want ek het daar 'n c wat gemeenskaplik is. Onthou, as ons nou die gemeene faktor uithaal, dan wil ons hê dit wat in die hakkie oorbly, moet ook dieselfde wees. So as ons 'n b hier uithaal, by die eerste 2 terme, dan sien ek, wat oorbly is b plus 5 in die hakkie. As ek by die tweede groeperingkie 'n minus c uithaal, dan bly daar 'n b plus 5 in die hakkie oor. Wat sien ons nou? Ons sien ons het nou 'n gemeene hakkie. Met ander woorde, ons gaan daai reël toepas, so ons haal ons gemeene hakkie uit. Ons gemeene hakkie is b plus 5, en wat bly oor as ek b plus 5 uitgehaal het? Dan het ek 'n b minus c wat oorbly. Nou kan ek net die hakkies wegvat, die groot blok hakkies wegvat. My klein binnehakkies kan ek nie net wegvat nie. Maar as ek my finale antwoord neerskryf, kan ek dit sonder die groot blok hakkies neerskryf. Vierde voorbeeldjie waarna ons kyk. 3 op 16 x tot die mag 4 minus 3 a tot die mag 10 m tot die mag 80. Wat sien ek hier in hierdie geval? Ek sien ek het 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Is hulle volkome kwadrate? Daar is 'n kans dat hulle volkome kwadrate kan wees, want as ek nou mooi kyk, kan ek sien 16 is 'n volkome vierkant. Die magte is almal deelbaar deur 2, so hulle is ewe getalle, so hulle is volkome vierkante. Wat my wel pla is die 3. Maar wat sien ek van die 3? Die 3 is 'n gemeene faktor. So ek kan die 3 as 'n gemeene faktor uithaal. As ek 3 as 'n gemeene faktor uithaal, dan kry ek nou 1 op 16 x tot die mag 4 minus a tot die mag 10 m tot die mag 80. As ek hom nou verder kan faktoriseer, kan ek mos nou, dat ek my 2 terme het wat geskei word deur 'n minus, en al 2 is volkome kwadrate. So ek gaan my reeltjie toepas, en my reël sê vir my 3tjie skryf ek neer, verskil van vierkante gaan ek 1 hakkie plus 1 hakkie minus die vierkantswortel van 'n 16de is 'n kwart. Vierkantswortel van x tot die mag 4 is x kwadraat. Met ander woorde, my eerste term in beide my hakkies is 'n kwart x kwadraat. My volgende term is die vierkantswortel van a tot die mag 10, m tot die mag 80, en dit gee vir my a tot die mag 5, m tot die mag 40.
a tot die mag 5, m tot die mag 40. En dit is dan my finale antwoord as ek klaar gefaktoriseer het. 16x plus 18 minus 2x kwadraat. Goed, wat sien ek hierso? Ek sien ek het 1, 2, 3 terme. So wat gaan die eerste ding wees wat ek moet doen? Ek moet hom skryf in standaard vorm, want ek sien hy is nie in standaard vorm nie. Goed, so as ons hom skryf in standaard vorm, het ek minus 2x kwadraat plus 16x plus 18. Nou sien ek hy is in standaard vorm, want ek het die 2, die 1 en nie die x nie. Nee, x nie. Goed. Die volgende ding wat ek gaan doen is om ons nou te kyk vir 'n grootste gemeene faktor. Wat is my grootste gemeene faktor? My grootste gemeene faktor is minus 2. As ek minus 2 uithaal, hou ek oor x kwadraat. 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min 8x, 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min, so is 'n min 9. Nou kan ek duidelik sien ek het my kwadratiese 1, 2, 3 terme, want hy is 2 en 1 en sonder 'n x-ie net 'n getalletjie. My reël sê vir my, ek gaan 2 hakies hê. Hierdie minus sê vir my tekens gaan verskil. Met ander woorde, ek weet een hakie gaan 'n plus wees, een hakie gaan 'n minus wees. X se faktore is x en x, en dit sê nou vir my die faktore van 9 wat se verskil, want onthou dit gaan oor daai minus voor die laaste termpie, dit sê vir my, dit moet 'n verskil wees, wat se verskil vir my minus 8 gee. Goed, so wat is 9 se faktore? 9 en 1 en 3 en 3. Die verskil moet vir my minus 8 gee, so dit gaan duidelik nie 3 en 3 wees nie. Nou kom ons kyk net gou-gou, as ons het 9 minus 1 is dit 8. So dit kan nie dit wees nie, dit moet mos nou wees 1 minus 9. 1 minus 9 gee vir my minus 8. Met ander woorde, die 1 kom by die plus en die 9 kom by die minus. Onthou, soos wat ek altyd gesê het, as jy klaar gefaktoriseer het, kan jy gou weer jou antwoord toets deur weer uit te brei. Met ander woorde, jy kan gou maal, jy hoef nie die sommetjies definitief neer te skryf nie, jy kan dit in jou kop doen, maar ek gaan dit gou hier vir jou neerskryf, sodat jy weer kan sien hoe ons mos nou weer te werk gaan. Ons gaan sê x maal x is x kwadraat. Dan het ons x maal met minus 9. X maal met minus 9 gee vir my minus 9x. 1 maal met x gee vir my plus x. En dan het ek volgende 1 maal met minus 9 en dit gee vir my minus 9. So as ek hom dan vereenvoudig, het ek min 2x kwadraat minus 8x minus 9. En as ek dan weer vermenigvuldig, onthou vir oulaas moet ek dan nou weer die minus 2 inmaal, dan kry ek dit is minus 2x kwadraat minus 2 maal met minus 8, 'n min maal 'n min is 'n plus 16x, en die laaste wat ek het is minus 2 maal met minus 9, 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en dit gee vir my plus 18, en ek kan sien ek het reg gewerk, want ek kry weer presies dieselfde antwoord. Volgende voorbeeldjie het ons AI plus A
plus y kwadraat minus 2y minus 3. Met ander woorde, as ek nou kyk na hom, sien ek het 5 terme. 5 terme, met ander woorde, ek gaan van groepering gebruik maak. Die oomblik as ek 4 of meer terme het en daar is nie 'n gemeene faktor in elkeen van die terme nie, moet ek onthou van my groepering. Nou as ek gaan kyk na hierdie 5 term, dan gaan ek nou sien dat hierdie ay plus a het iets in gemeen en hierdie y kwadraat minus 2y minus 3 het nie in elkeen 'n gemeene faktor nie, maar hy het iets in gemeen dat hy 'n 3 term is en ons het my 2, 1 en nie 'n y nie. Met ander woorde, daai is 'n 3 term wat ons kan faktoriseer. So uit die eerste 2 het ons a gemeenskaplik wat ons uithaal en dan bly daar oor y plus 1. Plus uit die volgende enetjie sien ek het ek 'n kwadratiese 3 term. My reël sê vir my ek gaan 2 hakies hê. Die minus sê vir my die tekens gaan verskil. So, dit beteken ek moet hê 1 hakie plus, 1 hakie minus. Y kwadraat se faktore is y en y. Volgende ding wat ek moet kyk is na die faktore van 3 wat se verskil vir my minus 2 gee. Wat is 3 se faktore? Dis 3 en 1. Nou as ek kyk na 3 en 1, dan gaan ek nou sien 3 minus 1 is 2. So dit kan nie dit wees nie. Met ander woorde, dit moet wees, as ek weer kyk na 3 en 1, dan moet dit wees 1 minus 3, want 1 minus 3 gee vir my minus 2. Met ander woorde, by die plus komme 1 en by die minus komme 3. Onthou, jy moet altyd aanhou tot jy klaar gefaktoriseer het. Wat sien ons nou? Ons het nou hier 'n gemeenskaplike hakie. Dit beteken ek moet my gemeenskaplike hakie uithaal en ons reël sê vir ons behou die hakie en wat oorbly gaan ons neerskryf. Goed, so as ek y plus 1 in die eerste term uithaal, bly daar 'n a oor en plus y minus 3 bly in die tweede term oor. So as ek hom nou mooi skryf, dan het ek a plus y minus 3 in my tweede hakie en dit is my finale antwoord. As ons kyk na x tot die mag 4 minus 13x kwadraat plus 36. Hoe kan ons hom erken? Ons erken, ek sien hy's 'n 1, 2, 3 term en hy is in standaard vorm want hierdie enetjie is nou 4, daai een is die helfte van hom en hier is nie 'n x nie. Onthou, dit is ook soos 'n kwadratiese 3 term kan lyk. Goed, so ons het ons kwadratiese 3 term. Met ander woorde, wat is ons reël? Ons reël het, ons gaan 2 hakies hê. As ek kyk na my kwadratiese 3 term, sien ek daai is 'n plus, wat vir my sê die tekens in die hakies gaan dieselfde wees. Wat gaan die tekens in my hakies wees? Dit moet 'n minus wees. Met ander woorde, ek het my minus en my minus. Wat is die faktore van x tot die mag 4? X tot die mag 4 is x kwadraat maal met x kwadraat. So, ek het my x kwadraat en my x kwadraat. Nou sê my som verder vir my, die faktore van 36, wat se som, want daar is 'n plus teken voor die laaste term, so dit gaan oor die som, wat se som vir my 13 gee.
Wat is 36 se faktore? 36 se faktore is 36 en 1, 18 en 2, 12 en 3, 9 en 4. So dit gaan oor die faktore van 36, die faktore van 36 wat se som vir my 13 gee. So dis definitief nie 36 en 1, 18 en 2 en 12 en 3 nie. Maar dit is 9 en 4, want 9 plus 4 gee vir my 'n som van 13. Met ander woorde, ek het 9 en 4. Nou is die vraag, is ek klaar gefaktoriseer? Wat sê jy? Is ek klaar gefaktoriseer? Nee, ek is nie klaar gefaktoriseer nie. Jy is heeltemal reg. Hoekom is ek nie klaar gefaktoriseer nie? Hierso het ek 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus en hulle is 'n volkome vierkante. Hierso het ek 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus wat ook volkome vierkante is. So, ek moet nog verder gaan. Met ander woorde, elkeen van hulle, as ek nou kyk na x kwadraat minus 9, as ek hierdie 2 wil faktoriseer, dan sê dit vir my, dit gaan wees 2 hakies. 1 hakie plus, 1 hakie minus. Dan het ons mos nou die vierkantswortel van x kwadraat is die eerste term en die vierkantswortel van 9 is die tweede term. Goed, volgende een sien ek maar, hierdie een kan ook faktoriseer in 2 hakies, met ander woorde, hy word ook 2 hakies, 1 hakie plus, 1 hakie minus. Die eerste een is x kwadraat se vierkantswortel, is die eerste term in die 2 hakies, die volgende term is die vierkantswortel van 4. Goed, so as ek hom faktoriseer, dan het ek x plus 3, x min 3, x plus 2, x min 2, en nou is ek klaar gefaktoriseer. Die vraagie word partymal 'n bietjie anders gevra. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld van vraagie. Die vraagie vra nou byvoorbeeld vir my, as y plus 4 'n faktor is van 2y kwadraat plus 8y, wat is die ander faktor? Nou wanneer jy so 'n vraagie kry, hoef jy nie te skrik nie, want al wat dit vra is met ander woorde, dis 'n ander manier om te sê, jy moet faktoriseer. So ons moet 2y kwadraat plus 8y faktoriseer. So as ons kyk na 2y kwadraat plus 8y, dan kan ek nou sien, ek het my 2 terme, daar's nie 'n minusteken tussen hulle nie, wat ek wel sien is, ek sien 'n gemeene faktor. So, as ek het 2y kwadraat plus 8y en ek wil hom faktoriseer, dan gaan ek sien my gemeene faktor is met ander woorde 2y. As ek 'n gemeene faktor van 2y uithaal, bly daar by die eerste term 'n y oor en by die tweede term 'n 4 oor. Nou as julle nou mooi kyk, dan kan julle sien hierdie y plus 4 is daai faktor wat hulle daar gegee het. Onthou, faktore is goed wat jy met mekaar vermenigvuldig. Met ander woorde, ek het 2y maal met y plus 4, dit wil sê 2y is die ander faktor. Ander tipe vraagie wat hulle vir ons vra is die oppervlak van 'n reghoek is x kwadraat minus 8x plus 15. As die breedte van die reghoek x minus 5 is, wat is die reghoek se lengte? Met ander woorde, wat is vra hulle eintlik? Hulle vra eintlik vir ons faktoriseer x kwadraat minus 8x
plus 15. Want onthou nou, as julle mos nou mooi dink, julle het dit al baie geleer. Oppervlakte, dit het julle mos nou al laas jaar ook gedoen. Oppervlakte van 'n reghoek is mos nou jou lengte maal met jou breedte. Met ander woorde, as jy het x² minus 8x plus 15 is die oppervlakte en hulle sê vir my die breedte van die reghoek is x minus 5, dan moet ek mos nou die lengte bepaal. Met ander woorde, die ander manier van vra is eintlik maar faktoriseer x² minus 8x plus 15. Nou as ek hom gaan faktoriseer, want dit is my oppervlak, dan gaan ek sê my reeltjie toepas, ek het my 2 hakies, die plus voor die laaste term beteken die tekens is dieselfde. Wat gaan die tekens in die hakies wees? Die tekens moet albei 'n minus wees. Die faktore van x² is x en x. Die faktore van 15, wat se som vir my 8 gee. En daai som gaan mos oor die plus voor die laaste term. Wat is 15 se faktore wat se som 8 gee? Dis reg, is 5 en 3. Met ander woorde, x minus 5, x minus 3. Goed, hier sien ek, wat sien julle? Hier sien ek, hierdie is my breedte, nee? En dan beteken dit, hierdie moet my lengte wees. So, die lengte van my reghoek is dan x minus 3. Dit was nou sommer 'n mondvol les hierdie, maar ek hoop julle het nou goeie oefening gekry met die toepassing van faktorisering waar almal gekombineer is. Jy kan hierdie lesie nou verder vas lê deur die huiswerksommetjies uit te werk wat ek vir jou gee. Onthou met wiskunde, hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. Geniet dit.